Goeiedag kykers, julle kyk en luister Kom Speel Saam. Ek is Marissa Smith en die week speel ons bietjie rugby. Net voordat ons verder gaan, bedank ons net weer ons hoofborg Net van Finansiële Dienste. Gaan besoek gerus hulle Facebook of Instagram blaaie of op hulle webtuiste vir alle finansiële dienste. Nou, vanaand skop die Waas die beker af en die spanne voel klaar slaggereed vir vanjaar se stryd. Spanne wat teen mekaar vanaand te staan gaan kom, is die Vrystaat Shimlas teen die Maties. Dit word uitgesaai op Supersport en hulle speel in Bloemfontein. Dan is dit die Kaapstadse Universiteit van Tegnologie teen die Noordwes Universiteit se Arende in Kaapstad. So in ons allemansstaal CUT teen dan Potch. En dan natuurlik die Universiteit van Johannesburg teen FNB Emmerys in Johannesburg. En laastens ook 'n wedstryd wat uitgesaai word en dit is dan Tikkies teen UCT of dan met ander woorde FNB Tuks teen FNB Universiteit van Kaapstad in Pretoria. Nou interessant van vanjaar se Waas die beker is daar word 'n nuwe reël toegepas en ek dink dit beloof vir baie opwinding. So wat is hierdie reël? Dit is die nuwe reël van tik of skop. Nou luister baie mooi. Wees ingelig. Sodra 'n 3 aangeteken is, het die span 20 sekondes om te besluit, gaan hulle 'n tikkie neem of gaan hulle paal toe skop vir die gewone ekstra 2 punte. As hulle 'n tikkie neem, dan hervat die spel vanaf die 22 meter lyn in lyn met waar die 3 gedruk is. Die verdedigende span val 10 meter terug. Die aanvallende span het dan 2 minute, met ander woorde 120 sekondes, om te probeer punte aanteken. Geen skrams, lynstane of skepdoele mag in hierdie tydperk toegelaat word nie. As die aanvallende span dan 'n besit verloor of dan 'n fout maak, eindig die geleentheid onmiddellik. As die verdedigende span die bal wen en punte aanteken in daardie 2 minute venster, dan verdien hulle self 5 punte. Elke span mag die tik-opsie 2 keer per helfte gebruik. So hulle moet dit wys gebruik of dalk die kans verbeur. So, om saam te vat, nadat 'n 3 aangeteken is, het die aanvallende span nou 'n keuse. Skop vir die tradisionele 2 punte omskakeling, wat hulle totaal tot 7 punte bring, of tik en loods 'n onmiddellike aanval vanaf die 22 meter lyn vir die kans om 'n bykomende 3 te druk en dan 5 punte aan te teken. So as die tik opsie dan suksesvol is, kan 'n span 'n volle 10 punte uit 'n enkele puntetelling reeks maak en daarmee wegstap. Natuurlik, as daar 'n straf die 3 toegeken word, dan en die span kan dan ook kies om te tik, maar dan is daar nie die outomatiese omskakeling van toepassing. Met ander woorde, op die oomblik, as ons 'n straf 3 aanteken, dan kry hulle outomaties die 2 punte ekstra, nie in hierdie geval. As die span dan nou 'n straf 3 kry, dan kan hulle kies om die tikkie te neem en dan is daar nie die 2 ekstra punte nie. So die 3 is 5 punte en as hulle dan binne die 2 minute dit wel reg kan kry om weer punte aan te teken, dan is dit nog 5 punte. So ek hoop dit is bietjie duidelik. Dit kan die Waas die beker baie interessant maak hierdie jaar. Die afgelope naweek hierdie Pick n Pay Vroue Superliga 1 reeks afgeskop en sommer vroeg is daar spanne wat hulle step behoorlik afgedruk het. Was baie duidelik dat die Bulls Daisies nie sommer hulle titel as verdedigende kampioene gaan laat gaan nie. En die DHL Weselike Provinsie en Boland het ook beide beïndruk. Maar die verrassing van die naweek was die OP Queens wat die Goue Leeu's in Alberton geklop het. Die span van Kebega het hulle wegwedstryd laat tel deur dit met 'n bonuspunt te wen. En die 2 losskakels, eers Jolene Haas en toe later Leanne Harris, het die Leeu's behoorlik besig gehou. Uitslae was met ander woorde die WP 51 teenoor 19 van die Sharks, die OP Queens 32 teenoor die 12 punte van die Goue Leeu's, die Suzy Bulls Daisies 100 punte teenoor die 0 van die Grens en die Sanlam Boland Dames 36 teenoor die 5 van die Vrystaat. Nou ronde 2 skop hierdie naweek af en dit sal dan die volgende wees. Die Sharks teen die Bulls Daisies in Durban, die DHL Weselike Provinsie teen die Goue Leeu's in Bellville,
die Sanlam-Boland Dames teen die Grens in Wellington en die Vrystaat teen die OP Queens in Bloemfontein. Terwyl hierdie dames aan 'n kragtige meet het verlede naweek, was ons Blitsbok vroue rugby span hard besig in Nairobi, waar hulle in eerste been van die HSBC 7-3 reeks gespeel het. Die Blitsbokke het Saterdag teen Spanje, Brasilië en Kenia te staan gekom. Sondagoggend het hulle teen China gespeel en toe later in die dag teen Argentinië, wat basies soos die nie-amptelike finaal was van die toernooi. Nou, hoewel Nadine Roos en haar span van Argentinië toe wel geklop het hulle ongelukkig Saterdag teen Brasilië bietjie gegly en verloor, en dit het toe nou veroorsaak dat hulle met die silwermedalje na afloop van die reeks tevrede moes wees. Hierdie reeks het nog 2 toernooie, dit bestaan uit 'n 3 toernooi reeks, en die volgende 2 toernooie gaan in Uruguay en dan in Brasilië plaasvind. So die Blitsbokke is glad nie in sak en as nie, hulle het nog baie om voor te werk en ons nog baie op die spel, want na afloop van hierdie 3 toernooie word die top 4 spanne die geleentheid gegee om dan in die HSBC Wêreldkampioenskap reeks deel te neem, en dit is waarvoor Suid-Afrika en sy span baie hard werk. So die uitslag van die toernooi, net om volledig te wees, die Blitsbokke speel teen Spanje, wen 14-12, hulle verloor teen Brasilië 0-12, hulle wen te vir Kenia 12-10, Sondagoggend wen hulle vir China 33-5 en op die ou en wen hulle toe vir Argentinië 17-12. Intussen, bietjie skoolnuus, is die Afrikaans Oorseenskool in Pretoria besig om hulle vere reg te skit vir vanjaar se 12de Noord-Suid toernooi wat in Pretoria aangebied gaan word. Verlede jaar was dit in Stellenbosch. 40 hoërskole se eerste spanne gaan vanaf Vrydag 27 Maart tot Dinsdag 31 Maart sake uitspoor. Party van hierdie skole neem vir die eerste keer deel en ander maak 'n terugkeer na 'n lang afwesigheid. Vir 'n paar van die spanne is dit ook 'n kans om 'n bietjie wraak te neem en sake in hulle gunste swaai na verlede jaar se spogtoernooi en ook al die ander tradisionele derbies wat plaasgevind het. Ou aardsvyande kry weer kans om bietjie koppe te stamp, en die spanne wat gaan deelneem, gaan hulle name lees. Dis baie, maar luister mooi. Hoërskool Swartkop, Hoërskool Voortrekker van Bethlehem, Hoërskool Nelspruit, Vryheidsby, Hoërskool Waterkloof, Diamantveld van Kimberley, E.G. Jansen, ATS Trotsday, King Edward die 8ste, Outeniqua, Hoërskool Garsfontein, Hoërskool Stellenberg, JP High School, Hoër Jongenskool Parel, Hoërskool Monument, Paul Roos, Transvalia, Strand, Oosmoed, die genote van Wellington, HTS Middelburg, Trio, Welkom Gimnasium, Nico Malan, Hoërskool Middelburg, Hoërskool Witteberg, ook van Bethlehem, Hoërskool Rissenburg, Durbanville, Hoërskool Milapark, Boland Landbou, Noordewel, Parelgym, Grey College van Bloemfontein, Help Mekaar College, Affies natuurlik, Oakdale, Westphalia, Hoërskool Montana, Klerksdorp, Kempton Park en Zandile Mali 50. Hierdie wedstryde gaan op Affies se A en B velde plaasvind, maar ook by die Haarlekoorts Rugby Club. En volledige bepalings is reeds beskikbaar op die sosiale media bladsye van die verskeie skole en ook op Netwerk 24. Ek sal skakel in die video se beskrywing plaas, veral as jy in daardie tyd in Pretoria is en lus is vir goeie skoolseën rugby. Laastens maar net die minste nie, die komende naweek hervat die Verenigde Rugby Kampioenskap, of dan soos wat julle praat die URC, en dit gaan die Lions en die Sharks wees, van die Suid-Afrikaanse spanne wat gaan kragte neem. Dit sal op Ellis Park plaasvind en die wedstryd is 2:00 die middag. Intussen is die 6 nasies besig om lekker interessant te raak, aangesien Skotland die appelkar, of was dit nou die teekoppie verlede naweek teen Engeland omgegooi het. So, komende naweek se 6 nasie bepalings. Saterdag speel Engeland teen Ierland, wat beloof om 'n groot wedstryd te wees. Wales teen Skotland en dan Sondag Frankryk teen Italië. En as jy nie in enige van hierdie wedstryde belangstel nie, dan is daar ook die Japaneese Liga en die Europese Rugby Kampioenskap aan die gang. Ons vreemde sport vir vandag is casserole of cheese rolling.
'n tradisionele Britse sport waar deelnemers 'n 4 kg ronde kaas teen 'n steil heuwel, Cooper's Hill, net buite Gloucestershire afjaag. Die heuwel is nogal ongelyk en mens moet mooi trap. Die wenner kry natuurlik die kaas. Hierdie sport bestaan alreeds sedert die 15de eeu. En dit is dan jou storie. Dis dan nou tyd om te groet. Baie dankie vir die lekker rugby-wedstryd wat ons gou kon speel. Geniet die Waarsiebeker wat begin en ons gesels gou weer.